Jou Bybel saamgebring, as jy hom by jou het, in harde kopie, kan jy gaan oopmaak by 1 Petrus 1, as jy hom op jou selfoon het, is jy welkom om hom oop te maak by 1 Petrus 1, as jy hom in jou kop het, is jy welkom om te gaan na daai file toe, in jou kop en gaan maak oop by 1 Petrus 1, en as jy hom in jou hart het, dan kan jy maar net sit en luister, na 1 Petrus 1 vanmôre. Ons gaan so deur die preek, gaan ons so by verskillende verse stil staan in 1 Petrus. So, as ons die eerste klompie klaar gelees het hier in die preek, dan moenie jou Bybel toemaak nie, hou hom oop. Het gaan vanmôre 'n mooi prentjie wees om te sien hoe die Bybels die hele diens oop op ons skoot gaan wees. Soos ons Bybels oop is, kom ons gebruik ook hierdie geleentheid, en ons raak vir 'n oomblik stil, en ons maak ook ons harte oop, vir die Here, ons maak ons gedagtes oop, en ons vra ook vir die Heilige Gees om vir ons ook te help, om hierdie woorde, nie net as woorde te hoor nie, maar dat die woorde werklik in ons gedagtes sal inbeweeg en in ons harte sal ingaan. Kom ons raak stil. Vader, ons is gereed vir die woord. O Heilige Gees, ons weet U is vanmôre hier teenwoordig, en ons bid ook dat hierdie woorde, wat ons vandag hoor, ons sal inspireer. Dat hierdie woorde wat ons vandag hoor, vir ons krag en moed sal gee. Dat hierdie woorde wat ons vandag hier hoor, laat dit ons harte sal beweeg, ons gedagtes sal beweeg, dat ons vir 'n oomblik ook anders sal dink, wanneer ons hier sal uitstap. En nie net anders sal dink nie, maar anders sal leef. Dankie daarvoor, o Heer. Amen. Julle, hierdie arme wysneus het 'n rowwe tyd gehad by die see. Dit was nie vir hom maklik gewees nie, veral nie as daar 5 neefies almal saam in een huis is nie. Dan kan jy dink, wat het hy als gesien, wat het hy als gehoor en wat het hy als gedoen. So hy het eintlik moeg teruggekom na die vakansie, maar Wysneus is vanmôre hier en hy het 'n paar vrae. Hy het 2 goed vir ons saamgebring. Hy het vir ons 'n sponsie saamgebring en hy het vir ons 'n klip vanmôre saamgebring. En hy wil iets weet. In die week toe vra hy vir my, toe moes ek bietjie daaroor gaan dink. Hy wil weet van 'n spons en van 'n klip. Nou vra ek toe vir hom, nou wat wil jy weet? Hy vra toe vir my, weet ek wat gebeur wanneer jy 'n spons in die water sit? Weet julle wat gebeur wanneer ons 'n spons in die water sit? Kinders? Groot mense? Wat gebeur met die spons? Hy word nat, hy word sag, hy suig al daardie water op so, en hy word so pap, en dan is hy lekker om skottelgoed mee te was, hoor ek, van daai kant van die kerk af. So ja, Wysneus, as jy hierdie spons in water gaan sit, word hy papsop nat, hy suig al daai water op. En toe vra hy vir my, weet ek wat gebeur as jy 'n klip in water sit? En ek moes ook daaroor gaan dink, want hier sien ons het ons 'n spons aan die een kant, en aan die ander kant het ons 'n klip. Toe besluit ek gaan die klip in water sit, en ek kyk toe wat gebeur met hierdie klip. Nou hierdie klip is redelik hard, julle hoor dit, nê? En ek het hierdie klip in water gaan sit, en ek het hom daar in die water gelos, en ek het die klip gedruk, en ek het die klip gedraai, en ek het die klip uitgehaal, toe bly die klip presies dieselfde. So hierdie klip het glad nie die water opgesuig, soos wat die spons die water opgesuig het nie. En toe weet ek, wat ek vir Wysneus kan sê, wanneer dit kom by 'n spons en by 'n klip. En nou weet ek ook, wat ek vir elkeen van julle kan sê, wanneer dit kom by 'n spons en by 'n klip. Nou Wysneus was baie slim geweest om 'n spons te bring, of om 'n spons te kies en 'n klip te kies. Want hoe is ons baie keer? Soos hierdie spons.
Ons is soos hierdie spons wat in water gesit word. En wat gebeur? Ons kom in 'n situasie by die skool, ons kom in 'n situasie by die werk, en dan is dit soos asof ons in hierdie water gedruk word. En ons suig alles op. Iemand is lelik met ons suig dit op. Ons het 'n moeilike dag by die skool, ons suig dit op. En wat gebeur? Ons word vinnig pap, en ons word vinnig sag, en ons word vinnig moedeloos, hopeloos, en ons word vinnig broos. Maar, vanmôre wil ek verwys nees, en vir almal van julle wat vandag hier in die kerk sit, van groot tot klein, of is dit van klein tot groot, wil ek iets kom leer uit 1 Petrus 1 uit. Nou 1 Petrus 1 sê vir ons, partykeere gaan ons geloof moeilik wees, partykeere gaan ons deur moeilike goed gaan, partykeere gaan ons soos 'n spons voel. 1 Petrus 1 sê vir ons, dit gaan voel of ons soos goud is, wat in vuur gaan gesit word. Maar, ons moet net rustig wees. Ons hoef nie probeer om self so sterk te wees soos hierdie klip nie. Want, wysnees en almal van julle, ons het iemand wat ons kan help. Ons het iemand wat heeltyd by ons is. Dis nie ek wat myself so sterk kan maak soos hierdie klip nie. Ek is soos die spons, maar ek kan nie 'n klip word sommer net nie. Ek het iemand wat my help om soos hierdie klip te wees. En wie dink julle is dit? Wie dink julle sal ons kan help om soos 'n klip te kan wees? God. God is die een wat ons sterk maak. Selfs al is ons soos goud wat in vuur verbrand word, selfs al is ons in moeilike tye, God is die een wat ons vashou. God is die een wat vir ons sterk maak. So ek wil hê julle moet gou hierdie woorde hoor. En dan moet jy hierdie woorde vir jouself sê, in jou gedagtes. Sê dit agter my aan in jou gedagtes. Ek hoef nie sterk te wees nie, God maak my sterk. Sê dit vir jouself. Ek hoef nie sterk te wees nie, God maak my sterk. En hier is een ding wat ons nooit moet vergeet nie. God hou ons altyd vas. En God sal ons nooit los nie. Hy is die een wat ons sterker maak. So, wat moet jy vandag onthou? Ek is soos 'n spons, wysnees, maar God maak my soos 'n klip. Hy help my deur moeilike tye. Nou vriende, ons gaan vandag kyk na 'n gedeelte waar ons sien dat die geloof was onder druk gewees. Mense was onder druk gewees. Ons gaan kyk na 1 Petrus 1. Nou hoekom is ek so opgewonde oor hierdie gedeelte wat ons saam gaan lees? Hoekom is ek so opgewonde oor hierdie brief? Omdat hierdie geskryf is aan mense wat uit plek uit gevoel het. Hierdie is geskryf aan mense wat nie tuis gevoel het nie. Hier is 'n vraag. Wie van julle het al uit plek uit gevoel? Wie van julle het al gevoel, jy voel nie eintlik tuis nie, jy behoort nie eintlik daar waar jy is nie, jy pas nie in nie, en almal om jou weet, jy pas nie in nie. Almal om jou kan dit ook raak sien. Wie van julle het al so gevoel? Ek dink die meeste van ons, nee. Die meeste van ons het al gevoel op sekere plek in ons lewe, voel ons nie tuis nie of ons pas nie in nie. Nou soos ek gesê het, ons was bevoorreg gewees om see toe te kon gaan, baie lekker gewees, ons is Groot Brak toe, nou al daai dorpies is almal mos so aan mekaar aan een. Nou ek moet sê, toe ons daar kom, die eerste dag, het ek nie tuis gevoel nie. Ek het eintlik nie in plek gevoel nie. Ek het nie presies geweet waar jy moet ry nie, ek het nie presies geweet wat jy moet doen nie, en ja, ek weet, daar is 'n GPS. En ons almal het 'n GPS en die GPS vat vir jou waar jy moet ry, maar partykeere verstaan ons mekaar nie en dan ry ek hier skeef en ek het veral so gevoel daar in Hartenbos. Toe ek daai een pad so skeef draai, verkeerde afdraai gevat het en nie gery soos ek moes ry nie en jy wonder en jy weet nie, toe voel ek uit plek uit daar. En ek dink die mense wat saam met my by daai vierrigting stop was, het verseker geweet ek pas nie in nie. Want hulle het net na my nommerplaat gekyk en toe kan hulle sien, maar hierdie ou behoort nie hier nie. Hy hoort nie hier waar hy nou is nie. So ons het die Saterdag daar aangekom en toe het ek begin om die mense dop te hou. Die Sondag het dit nogal begin besig raak. Die meeste mense het ingekom. En vir 'n oomblik toe dink ek, wat dink die locals?
Wat dink hierdie mense, hierdie plaaslike mense, van almal wat hierdie dorpies van hulle so kom toestorm, van almal wat eintlik nie daar hoort nie, maar wat daar is. Nou wel, ek moet vir julle sê, daai gevoel van ek behoort nie het vinnig verdwyn, want ek het die omgewing vinnig leer ken, en ek het geweet waar om te ry en na die plekke toe wat ek moes gaan, en dit was toe verder baie lekker gewees, en ek het gemaklik begin raak. So ons kyk nou na hierdie brief, 1 Petrus. Dit is geskryf vir mense wat nie tuis gevoel het nie, vir mense wat uit plek uitgevoel het. Nou, hoekom sal ons vandag kyk na hierdie gedeelte? Hoekom sal ons kyk na hierdie gedeelte wat 2000 jaar plus gelede geskryf is? Weet julle hoekom? Want dit is nog steeds van toepassing op ons alledaagse lewe, hier waar ons vandag is. Nou baie van ons, die meeste van ons, weet hoe dit voel om uit plek uit te wees. Die meeste van ons weet hoe dit voel om nie tuis te wees nie. So hierdie brief is nie net geskryf vir sulke mense nie, maar dit gaan hier oor 'n bietjie meer. Dit gaan 'n bietjie verder. Hierdie brief is geskryf vir mense wat gearresteer is, vir mense wat getempteer is, gemishandel is vir een rede, en dit was gewees vir hulle geloof. Hulle het besef, hulle pas nie in die kultuur in nie. En dis hoekom Petrus hierdie brief vir hulle skryf. Vriende, die volgende ken ons goed. Ons ken daardie gevoel goed. Jy ken daardie gevoel wat jy sê, ek het Jesus begin volg, ek het my lewe vir Jesus gegee, maar dinge het nie makliker geraak nie. Jy het dit al beleef. Ek gee my lewe vir die Here, ek volg vir Jesus voluit, en nou verwag ek, dinge in my lewe moet makliker raak, maar die teenoorgestelde gebeur. Dinge word net moeiliker. Jy sit al vanmôre hier en jy sê, jy verwag nie dat dinge makliker moet raak nie, maar jy wil net hê sekere goed moet vir jou sin maak. Jy wil net sekere goed probeer verstaan, maar dinge word net al hoe meer gekompliseerd. En as ons nie versigtig is nie, gaan ons nog steeds God bevraagteken. Ons gaan nog steeds hierdie vrae in ons gedagtes skryf van, Here, hoekom? Here, waarom? Here, hoekom moet ek nou deur hierdie gaan? Here, hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom moet hierdie nou met my gebeur? Here, wat is die plan met al hierdie goeters? Waar is U? Hoor U my? Partykeer gaan ons nie hierdie woorde kliphard sê nie, maar dit gaan woorde wees wat in ons gedagtes gaan begin opkom. En ons gaan God begin blameer vir al hierdie goed wat hier rondom ons gebeur. En hier is die groot vraag vir vandag. Wat doen ons wanneer ons geloof bietjie broos voel? Wat doen ons wanneer ons geloof wankel? Nou, hoekom is hierdie vanmôre 'n baie belangrike vraag? Hierdie is 'n belangrike vraag, want ek wil nie hê almal van ons wat vandag hier sit, of iemand van ons, moet ons geloof verloor, omdat ons vasgevang is in ons omstandighede nie. Ek wil nie hê iemand van ons moet vandag ons geloof verloor, wanneer die lewe rondom ons moeilik raak nie. En dit is presies wat Petrus vir ons gaan kom wys vandag. Hy gaan vir ons kom sê dat ons het 'n geloof wat nie wankel nie. Ons het 'n hoop wat nie wankel nie. En dit is my gebed. Dit is my gebed dat ons vandag hier sal weggaan met die wete dat ons het 'n geloof en 'n hoop wat nie wankel of broos is nie. So kom ons kyk wat sê Petrus. 1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot 2. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsie van Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. So ons sien Petrus kom skryf hierso aan die volk, hy kom skryf hier aan die mense wat verspreid was oor Turkye, soos ons dit vandag ken, die moderne Turkye. Nou as ons kyk na hierdie brief van Petrus, is dit nie soos 'n tipiese Paulusbrief nie. Paulus se briewe sou vir 'n spesifieke gemeente gestuur word. Maar ons sien hierdie brief van Petrus, ons sien hierdie brief sou die ronde gedoen het deur die streek. Een ding wat hierdie mense in gemeen gehad het, hulle almal was uitverkorenes van God gewees en almal van hulle
was in 'n vreemde wêreld. Hierdie mense was uit plek uit gewees, hierdie mense het nie ingepas daar waar hulle was nie. En aan die ander kant sal ons ook kan sê, hulle was in die minderheid gewees. So wat doen Petrus? Petrus gebruik woorde en taal wat hulle in die Ou Testament gebruik het. Juis omdat die mense in die Ou Testament ook so verspreid was onder al die nasies. En dit sien ons eintlik is die tema reg deur die Bybel, nê? Nee, dat wanneer jy in God is, God se mense, ons sien duidelik in die Bybel dat God se mense nie inpas in die kultuur van die dag nie. En dan kom Petrus hier en hy kom sê vir hulle, hy sê, moenie verbaas wees as julle nie gaan inpas as gevolg van julle geloof nie. Moenie verbaas wees as die lewe hard gaan wees nie, want julle is nog nie tuis nie. Petrus kom en hy sê vir hulle, weet julle wie julle is? Hy kom vertel vir hulle wie julle is. Hy sê vir hulle, julle is gekies deur God. Julle is gekies deur God, die Heilige Gees is besig om julle te verander, en julle word toegevou met die bloed van Jesus Christus. So voor hy na hulle toe kom, voor hy na ons toe kom, om vir ons te sê, gaan doen dit en gaan doen dat, kom sê hy, onthou wie julle is. En dan kom sê hy ook vir hulle, onthou wie sin is julle. Hy sê, julle is uitverkies deur God, afgesonder, julle word heilig gemaak deur die Heilige Gees, en deur die heiligheid van God, en julle is besprinkel met die bloed van Jesus. Eintlik kom sê hy vir ons dat verlossing nie God se laaste probeerslag was nie. Hy kom wys vir ons dat God het die verlossing juis daar gesit, uit liefde uit, deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vriende, nog voor jy daaraan gedink het om jou hand uit te steek na God toe, het God klaar sy hand na jou toe uitgesteek. God het klaar daai eerste tree gegee. Ons is lief vir God. Ons almal is lief vir God. Maar ons kan net lief wees vir God as ons besef, hy het ons eerste lief gehad. Dis al wanneer ons kan lief wees vir God. En hy gee sy hand uit. Hy steek sy hand uit. Hy gee daar die eerste tree. Petrus skryf verder. Kom ons lees verder. Vers 3 en 4. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Nou het ons 'n lewende hoop op onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Petrus sê, moenie verbaas wees as die lewe moeilik gaan wees nie. Hy sê, moenie verbaas wees as jy dalk nie daardie bevordering kry as gevolg van jou geloof nie. Moenie verbaas wees dat mense jou dalk nie gaan aanvaar nie. Hy sê, moenie verbaas wees as al hierdie goed met jou gebeur nie. Jy mag dalk nie al daardie dinge hê nie, maar wat het jy? Hy sê, jy het 'n lewende hoop. Nou hierdie is nie net die krag van positiewe denke nie. Hierdie is ewige denke. Hierdie is hemelse denke. Dink gou saam met my. Wat is die goed in jou lewe wat kan vergaan, wat kan vrot en wat kan wegraak? Wat is die dinge in jou lewe wat kan vergaan, vrot en wegraak? Kom ons dink gou. Kom ons dink aan ons werke. Dink aan ons finansies, jou gesondheid, jou liggaam. Al hierdie goed kan vergaan. Al hierdie goed kan weggevat word. Al hierdie goed kan net wegraak. Ons moet hierdie goed bestuur, dis belangrik. Hierdie goed moet bestuur word. Jou werk, jy moet die beste gee wat jy kan by jou werk. Jou finansies, ja, dit moet bestuur word. Jy moet jou finansies bestuur. Jy moet vir jouself vra, hoe gebruik ek my geld? Gebruik ek dit tot eer van myself of gebruik ek dit tot eer van die koninkryk van God? Vir God se koninkryk om uitgebrei te word. As ons dink aan ons liggame, jy moet jou liggaam bestuur. Jy moet kyk na jou liggaam. Dit bestuur, ja. Jou hoop op dit sit? Nee. Hoekom nie? Want hierdie goed kan vergaan. Hierdie is goed wat net tydelik is. Petrus sê vir ons, hierdie erfenis wat ons het, hierdie erfenis vergaan nie. Dit verrot nie. Dit verwelk nie.
Die rede hoekom en hierdie goeie nuus is, die rede hoekom hierdie sulke wonderlike nuus is omdat dit wat ons erf nie net ewig is nie, maar dit is ook veilig. Nou hoe kan ek sê hierdie goed wat ons erf is veilig? Kom ons lees weer vers 4 en vers 5. Gaan nou saam met hom kom. Op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Dink gou mooi, wie beskerm jou geloof? Wie beskerm jou saligheid? Waar word dit beskerm? God is die een wat dit beskerm. Waar word dit beskerm? In die hemel word dit veilig gehou. God bewaar alles. Wie van julle het al getwyfel in jou saligheid? Wie het al getwyfel in jou geloof? Wie het al getwyfel of jy werklik gered is? As iemand vandag na jou toe moet kom, en hulle vra vir jou, glo jy dat jy gered is deur die bloed van Jesus Christus? Op 'n skaal van 1 tot 10, waar sit jy jouself? 1, glad nie gered nie. 10, jy is 100% seker dat jy gered is deur die bloed van Jesus Christus. As jou getal vandag minder as 10 is, wat jy vir jouself gegee het, luister gou mooi na die woorde wat Petrus sê. Wanneer jou geloof in Jesus is, word jou verlossing deur God beskerm. Dit wat jy gaan erf, jou verlossing, jou saligheid, dit word in die hemel gehou. Dit word deur God beskerm. En sê gou vir my, wie dink julle kan dit van God af wegvat? Wie sal dit van God af kan wegvat? Niemand nie, want God bewaar dit veilig. Daai een groot storielyn deur die hele Bybel. God hou aan jou vas. Dis nie ek wat aan God vashou nie. Ja, ons hou ook aan God vas, aan sy woord, maar God hou aan jou vas. Vriende, besef jy, op jou beste dag, is jy nie goed genoeg om jou eie verlossing vir jouself te bewerk nie. En op jou swakste dag, is jy veilig in God se hande. Jy's veilig in sy hande, en sy genade kom maak jou toe, en jy is besprinkel met die bloed van Jesus. Hoe kan ons seker wees van al hierdie goed? Want Jesus het gesê, dis klaar. Jesus het gesê, dis volbring. Die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het hy gesê, dis klaar, dit is volbring. Hoekom is almal van ons 'n 10 as dit kom by ons verlossing, as dit kom by ons saligheid? Want dit is nie iets wat ons gedoen het nie. Dit is iets wat Jesus vir ons gedoen het. Toe Jesus daar aan die kruis gesterf het hy gesê, dis klaar, dis volbring. Die graf was leeg, dis klaar, dis volbring. Onthou gou weer, vir wie skryf Petrus hierso? Petrus skryf hier vir mense wat vervolg word. Petrus skryf hier vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Mense wat uit plek uit voel. En voor hy vir hulle sê wat hulle moet gaan doen, kom herinner hy hulle net gou-gou aan wie hulle is en wie sin is hulle. En tot nou toe lyk hierdie brief soos een groot motiveringspraatjie. Hy bou vir hulle op. Hy sê vir hulle wie hulle is. Hy sê wie sin is hulle. So bou hy hulle op. Ek dink toe hulle daai eerste deel van hierdie brief gelees het, was hulle gereed gewees om deur 'n muur te hardloop. Maar die volgende deel van hierdie brief is waar dit werklik raak. Dis waar die real stuff, as ek dit so kan sê in Engels, wat ons gaan lees. Iets wat jy nie sommer op 'n koffiebeker gaan kry nie. Iets wat jy nie in iemand se huis sal sien hang nie. So kom ons lees saam. 1 Petrus 1 vanaf vers 6. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.
Petrus praat hier van beproewings. Hy praat hier van lyding. Hy praat hier van swaar kry. Hier is die ding van die Bybel. Die Bybel sê nie, jy gaan nie deur moeilike tye gaan nie. Die Bybel sê nie, daar gaan nie swaar kry wees nie. En ons sien Petrus, gaan nie vinnig oor dit nie. Petrus sê nie, ja, daar gaan beproewings wees, maar dis alright, God het 'n plan met dit nie. Nee, ons sien Petrus fokus op dit. Vriende, God het altyd 'n plan. Maar partykeere kan daai plan van God hol voel wanneer jy binne in die vuur is. Partykeer sien jy nie God se plan terwyl jy in die vuur is nie. En dis hoekom Petrus hier 'n metafoor gebruik. Hy gebruik iets hier wat die mense verstaan. Hy gebruik iets wat hulle ken. Hulle het goud geken. So wanneer jy goud en vuur bymekaar bring, wat gebeur? Goud smelt. Hierdie goud smelt om skoon te word, om suiwer te word. Hierdie goud smelt om beter te word. Hierdie goud smelt om sy kwaliteit te laat lig. En Petrus sê, dit is hoe dit is met julle geloof. Wanneer ons in die vuur is dit nie lekker nie. En hier sit vandag van julle wat in sulke vuur is. Jy is in die vuur, want jou huwelik val uit mekaar uit. Jy is in die vuur, want jy was by die dokter gewees, en die dokter het vir jou iets gesê, en jy weet nie om dit te hanteer nie. Jy weet nie wat om hiervan te maak nie. Jy bid vir jou kinders. Jy vra vir die Here, Here, wanneer gaan hierdie gebede van my uiteindelik beantwoord word? Jy sit dalk vanmôre hier en jy stoei met angs, jy stoei met vrees, jy stoei met depressie en niemand weet daarvan nie. En jy sit hier en jy wonder vir jouself, is daar fout met my? Is daar fout met my geloof? Vriende, ek wil vandag vir jou sê, daar is niks fout met jou geloof nie. Jou geloof is net besig om gesuiwer te word, sterker gemaak te word en beter gemaak te word. Niemand hou van die hitte nie. Niemand hou daarvan om in die vuur te wees nie. Niemand hou daarvan om die hitte van die vuur te voel nie. Maar almal wil hê hulle geloof moet versterk word. Almal wil 'n beter geloof hê. 'n Geloof wat nooit getoets word nie, is 'n geloof wat nie sterker word nie. En is 'n geloof wat nie groei nie. En Petrus weet, hy weet ons het 'n sterk geloof nodig. Hy weet ons het sterk geloof nodig vir dit wat kom. Vriende, ons het hierdie stewige geloof nodig, wat stewig staan, wanneer die aarde hier rondom ons bewe. Ons soek 'n hoop wat nie wankel nie. Ons soek 'n hoop wat nie broos is nie. Ons soek dit, en daarom moet ons gesuiwer word, en ons moet getoets word. Petrus sê, wanneer Jesus gaan terugkom, en hy gaan terugkom, dan gaan jou geloof meer werd wees as goud. Kom ons lees verder, vers 8. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle al reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Petrus praat hier van om in iets te glo wat jy nie sien nie, en om lief te wees vir iets vir iemand wat jy nie ken nie. En ken ons dit nie goed nie. Hy sê hierdie goed kan nie in woorde omgesit word nie. Hoeveel keer het ek al by van julle gesit, saam met julle gebid? Hoeveel keer het ek dit al in my eie lewe beleef? Jy sit daar, jy bid, en jy beleef hierdie vrede. Jy verwag die teenoorgestelde moet gebeur, maar jy beleef hierdie vrede wat jy nie vir iemand anders kan vertel nie. Hierdie vrede wat nie in woorde omgesit kan word nie. Daai vrede wat nie verduidelik kan word nie. Daar wanneer jy in jou kar sit, en jy is in gesprek met die Here, en die trane begin net hier oor jou gesig te loop, want jy beleef hierdie vrede, en jy besef hierdie is trane van vreugde. Daai oomblik waar jy voor God staan, en jy's in hierdie moeilike situasie, en dis jy en die Here, en jy praat met hom. Jy sê vir hom, Here, hier is ek, hier is my situasie, hier is waardeur ek nou gaan. En jy begin in daai vrede beleef.
Jy begin net daai vreugde beleef. Dit wat hier van binne afkom. Petrus sê ja, daar gaan sleg wees, daar gaan seer wees, maar daar gaan ook hierdie vreugde wees en hierdie vrede wees wat jy hier van binne af beleef. Wat jy nie met woorde kan uitspreek nie. Vers 10 en vers 12. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig in te kry. Het jy al ooit gesukkel en al ooit gewonder oor die geloofwaardigheid van die Bybel? Het jy al ooit daaroor gewonder dat, hoe kan ek hierdie woorde vertrou wat hier in die Bybel staan? Hierdie woorde is dan het hierdie profeseë geskryf. Hulle het hierdie profeseë gehad. Ons lees van profete soos Jesaja en Jeremia en Daniel. Hulle het hier geprofeteer en hier kom Jesus en hy laat dit waar word. Jesus kom vervul dit. Jesus kom en hy laat dit net gebeur. Hoe verduidelik ons dit? Hierdie is dan gewone mense wat hierdie goed geskryf het. Vriende, hulle het dit geskryf, maar die Heilige Gees het die pen vasgehou. Hulle het dit geskryf en die Heilige Gees het die pen vasgehou, want hulle het goed geskryf wat hulle self nie eers verstaan het nie. Goed geskryf wat hulle self nie eers kon uitdink nie. Hulle het geweet die Messias gaan kom. Hulle het geweet die Messias moes ly. Hulle het geweet die Messias gaan verheerlik word. Maar waar, wanneer en hoe? Dit het hulle nie geweet nie. Hulle het nie geweet hoe dit gaan gebeur nie. En dan sien ons, hulle het selfs na die tekste gaan kyk. Hulle het dit gaan bestudeer. Hulle het dit gaan soek. Maar hulle kon dit nie kry nie. Hulle het hierdie begeerte hier binne in hulle gehad om te sien, hoe gaan al hierdie goed gebeur? Hoe gaan al hierdie goed afspeel? En dan gaan Petrus en hy gee 'n treukie verder. Hy sê, selfs die engele begeer om sulke insig te hê. Vriende, ons is nie net deel van een of ander religieuse omgewing nie, of beweging nie. Ons is nie net deel van een of ander religieuse beweging of Christelike beweging nie. Nee, ons is deel van God se verlossingsverhaal en ons is besig om daai verlossingsverhaal vandag uit te leef. Dit wat die engele wou sien gebeur het, dit wat die profete wou sien gebeur, ons is besig om dit te leef. En dis hoekom die Bybel vir ons sê, as een persoon tot geloof kom, is daar 'n partytjie in die hemel. Nou hierdie man wat hierdie brief geskryf het, Petrus, ken julle vir Petrus? Ken julle Petrus se verhaal? Ken julle sy storie? Dalk ken julle dit, dalk het jy dit al vergeet. Petrus het vir Jesus verloon. Nie een keer nie, 3 keer. Hoekom het hy dit gedoen? Om sy eie bas te red. Dis hoekom hy dit gedoen het. Petrus het geweet hoe dit voel om 'n geloof te hê wat wankelrig is en wat broos is. 30 jaar later het iets binne in hom verander. Wat is dit wat verander het? Die graf was leeg gewees. En omdat die graf leeg was, het dit vir Petrus verander. Petrus het gegaan van groot vrees na groot geloof. So wat doen ons wanneer ons geloof wankelrig en broos voel? Wat doen ons wanneer jou geloof wankelrig en broos voel? Jy begin onthou, wie is jy? En jy onthou, wie sin is jy? Wie is jy? Jy is deur God uitverkies. Die Heilige Gees is daar om jou te verander. Dit wat jy het, kan nie vrot of verdwyn of vergaan nie. God beskerm dit in die hemel. God bewaar al hierdie goed. Wie sin is jy?
Jy is God se. Jy behoort aan die Vader. Jy is gered deur die Seun en jy word verander deur die Heilige Gees. En dit is hoe Petrus hierdie brief van hom begin. Kom sê vir die mense wie hulle is en wie sin is hulle. Hy wil hê hulle moet weet dat God aan ons vashou en dat ons veilig is in God se genadige hande en dat God altyd deur daar is vir ons. Vriende, jy het vanmôre in hierdie kerk ingestap. En dalk voel jy vandag, hier waar jy sit, 'n bietjie uit plek uit. Dalk voel jy nie tuis nie. Dalk voel dit vir jou dalk kort iets. Dalk sit jy vandag hier en dit voel vir jou jy's op die verkeerde pad. Jy weet nie meer watter kant toe om te gaan nie. Voor jou is daar beproewings. Agter jou is daar versoekings. En hierdie versoekings is die heeltyd op jou spoor. Jy weet nie meer watter kant toe om te gaan nie. Jy weet nie meer watter kant toe om te draai nie. Petrus kom sê vandag vir ons, jy is nie alleen nie. Jy het 'n lewende hoop. Nou, ons gaan vandag iets doen wat ons nie altyd doen nie. Ons gaan vandag iets doen wat jou dalk 'n bietjie buite jou gemaaksone gaan sit. Maar niemand gaan dit sien nie, want ons almal se oë gaan toe wees. Ek wil hê jy moet jou hande oopmaak voor jy op jou skoot neersit en maak jou oë toe. Wanneer ons volgende hier sit met ons hande op ons skoot en ons oë wat toe is hierdie hande wat oop is simbolies van iets. Dalk sit jy vanmôre hier en hierdie oop hande simboliseer dit dat jy dalk die hoop vanmôre vir die eerste keer ervaar het. Dat jy die lewende hoop vanmôre vir die eerste keer ontvang het. Dalk simboliseer hierdie oop hande vanmôre dat jy net weer besef, jy moet terugdraai na Jesus toe. Dat jy net weer moet besef wie jy is en wie sin is jy. Hierdie oop hande vanmôre simboliseer nie net dalk iets wat jy moet ontvang nie, maar dis dalk iets wat jy moet los. Jy het vanmôre hier by die kerk ingestap en jy het aan iets vasgehou. Iets wat jou dalk kan terughou. Maar Jesus kom sê vanmôre, kom gee dit vir my. Nee, eintlik sê hy, ek het dit klaar by jou gevat, toe ek aan die kruis gesterf het. So ek wonder, wat simboliseer hierdie oop hande vandag vir jou? Vriende, jy is nie alleen nie. Lank voor jy vandag jou hande uitgesteek het God al sy hande uitgesteek na jou toe. Jy is uitverkies en jy is God se. Met jou hande wat so oop is voor jou. Wat simboliseer dit vandag vir jou? Gee 'n oomblik waar ons stil kan raak en met die Here ook oor dit praat. Vader, U sien vanmôre hierdie oop hande
en oop harte. O Heilige Gees, dankie dat ons kan weet dat U is ook hier om ons te help. Dalk het ons vanmôre hier gesit en ons het nie woorde gehad nie. Maar dankie dat U ook daar is om vir ons in te staan en vir ons in te tree by God met woorde en versigtinge wat ons nie eers aan kan dink nie. Here, dit wat ons vanmôre hier ontvang het, ons is dankbaar daarvoor. Dankie vir die lewende hoop. Dankie dat ons weet al voel ons uit plek uit. Al voel ons nie tuis nie. Al gebeur daar goed in ons lewens wat vir ons voel of ons soos in hierdie vuur is en goud wat gelouter word, wat gesmelt word, wat gesuiwer word. Dankie dat ons ook kan weet, Vader, dat in die proses word ons geloof ook gesuiwer en ons geloof word ook sterker gemaak. Vader, as ons vanmôre vir U iets kom gee het, dankie dat U al reeds afgereken het met dit. Dankie dat ons vandag hier kan uitgaan, Vader, en kan weet, U beskerm ons, U bewaar ons, en U gee vir ons 'n lewende hoop, wat nooit wankel nie. Amen.